En is my baie lekker om weer vir Mignon de Pre van Dog on the Couch te verwelkom hier by ons in die ateljee. Sy is natuurlik 'n hondegedragskundige en afrigter hier in Pretoria wat hondeeienaars help om hulle honde beter te verstaan en moeilike gedrag op 'n positiewe manier te hanteer. Daar was soveel belangstelling na jou vorige kuier en gesprekke hier by ons en dit is hoekom ons gesê het jy moet asseblief weer by ons kom kuier. Dit is baie lekker om terug te wees. Jy sien, hier's 'n paar sterte wat swaai as dit ware as ons nou hondjies hier so rondgaan. Hulle is almal baie opgewonde gewees het. Ja. Sê net gou vir my Mignon, as 'n ou nou jou hond wil gaan oplei, wat is van die eerste goedjies wat 'n ou maar net tog maar in gedagte moet hou wanneer dit kom by die opleiding van jou honde? Jong, dit hang af. Dis eintlik 'n geweldige komplekse vraag, want daar's sekere tye van 'n hond se ouderdom wat hulle beter leer. En dis wanneer hulle jonk is, soos in hulle eerste 4-5 maande. Regtig? Daarna gaan hulle hier van 7-8 maande in hulle rebelse tienerstadium in en dis gewoonlik wanneer mense wil sê nou moet die hond geleer word, nou moet die hond geleer word. Maar dan moet jy kyk na hoekom doen die hond wat hy doen, want mense moet vasstel wat is die oorsaak van die gedrag. So opleiding, mense dink altyd dit is die antwoord vir alles, maar dit is nie. Maar as jy opleiding doen, dit is goed om enige hond te leer om die basiese goeders te leer, soos 'n sit en 'n lê en 'n bly en 'n kom. En natuurlik gaan jy positiewe versterking gebruik, so jy gaan belonings gebruik om die hond aan te moedig om die gedrag te herhaal. Straf en skreeu gaan nie help nie, want dan maak jy jou hond bang en dan gaan jou hond se brein half shut down en Ja, hy is daar's vir 'n beeld, maar daar is nie klankie. daar's nie klank nie meer. Ek voel nie baie veilig hier nie, laat ek liewer daai kant toe gaan. Dis maar amper soos ek meen om kinders groot te maak, nee, dit kom op Ja. jouself neer. Gil en skree gaan nie noodwendig help nie, maar Ja. as jy dit op die regte manier doen. So wat is die klein dingetjies wat 'n ou kan begin doen by die huis? Jy het nou vir jou 'n mooi puppy gekry of so en wat is die klein gewoontes wat jy kan begin om hulle aan te leer om hulle al so in die vibe te kry van ons gaan nou ernstig jou opleiding begin aanvat binne die volgende 3 of 4 maande. Eintlik moet die opleiding al begin die oomblik as die kleintjie by jou aankom. En dis nie so dis nie 'n kwessie van nou gaan jy een kant toe en jy sê vir die hondjie sit nie. Al wat jy doen is jy begin op 'n nice manier vir die hondjie wys ek hou hiervan, ek hou nie hiervan nie. En natuurlik is al belonings inkom, pappies leer verskriklik vinnig. So ek sou sê 'n goeie plek om te begin is dat die hondjie maar jy weet leer van sit, wag vir jou kos en so aan. Maar eintlik op daai ouderdom is sosialisering bitter belangrik en dit is waar meeste mense 'n bietjie opslip, want blootstelling aan die wêreld daar buite, dat die hondjie kan leer van ander honde, ander mense en die groot woord hier is onbekende. So hoe meer die hondjie blootstelling kry aan onbekende goed, hoe beter is die hondjie toegerus om as 'n volwasse hond meer sosiaal aanvaarbaar op te tree. Die ou wil hulle ook mos maar net vashou en karrel en die hele tyd hier so onder 'n wakende oog jou. Ja. En interessant genoeg soos jy sê, nee, hulle moet explore. Hulle moet explore, ja. Ek het al kliënte gehad met die wonderlikste wat ons noem skoothondjies, soos Yorkshire Terriers, en as die eienaar net die hondjie los om 'n hond te wees, want dis die belangrike ding hier, jy bring 'n hond in jou wêreld in, nie 'n ander mens nie. En nou moet jy dink soos 'n hond, want 'n hond sien die wêreld anders, hulle doen goed anders. 'n Pappie kom in jou huis in, waar die pappie vandaan gekom het hulle gepie net waar hulle wil. Nou moet hulle leer om dit op 'n ander plek te doen. Maar al wat jy doen is laat daai hond net toe om 'n hond te wees en van kleins af groot te word soos 'n hond. Moenie die hond oppiep nie, want dan sit jy met probleme. So dit kom vir my by die volgende een wat in Engels so lekker uitgedruk word. Jy weet mental stimulation. So, Ja. So dit klink vir my broodnodig. Ja, By baie. die opleiding van honde. En wat se klein dingetjies kan ek ook doen by die huis om juist daai mental stimulation vir die hond te kan gee? Ek sou sê die belangrikste ding is gee vir hulle iets om aan te kou en gee vir hulle iets soos wat ons noem 'n food puzzle in Engels, want ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans, 'n koslegkaart, nee, dit gaan nie werk. Klink net nie so lekker nie. Nee, Food dit klink puzzle nie klink lekker meer. nie. Ja. 'n Food puzzle klink lekker. So enigiets wat jy jou hond se kos kan insit, sodat hy moet speel met daai ding of moet probeer uitwerk hoe gaan ek daai kos uitkry. So hy moet 'n probleem oplos om die kos te kry. So dit is belonend, dit is stimulerend want hy gebruik sy brein en dit bou ook selfvertroue op. Hoorie, en wat is jou goue reël wanneer dit nou kom by gebalanseerde of beloning gebaseerde opleiding? Jy het nou gepraat van die beloning. Ek het al baie keer gesien julle het sulke sakkies met dis maar hondepilletjies of so wat jy hier in het. En elke keer as hy iets gedoen en dan gee jy vir hom ietsie. Baie mense het 'n klikker wat elke keer as hy ietsie doen.
Wat sou jy sê is jou goue reël wanneer dit nou kom by daai? Nou moet ons vir Boeta of vir Sissa mooi leer. Honde Boeta of Sissa. OK. So die klikker is wat ons noem 'n merker. En die merker sê vir jou hond, jy het nou net gedoen waarvan ek hou. En dan volg ons dit met 'n beloning. So die klikker is so wanneer jy 'n foto neem en jy kry jou kamera lekker reg en klik, dit is basies wat jy doen met die hondjie. Jy sê vir hom, ek hou van wat jy gedoen het. Dis vir jou baie So nie lekker. die klik hoor nou moet hy weet. Ja, as jy nie die klik hoor nie, wel die klik is nie so, daar's baie mense wat net met klikker werk. Ek werk ook met klikker, maar ek werk met my stem. Ek hou daarvan om vir die hond te sê dit is mooi of daar's hy of good boy, good girl. En dan volg jy dit met 'n treat. En dan asseblief, jy het nou gesê hondepille. Nee, nie hondepille nie. Iets van hoë waarde, iets wat vir daai hondjie so lekker is dat hy net so leer. So as jy iets gebruik wat nie so lekker is nie, dan gaan hy nie so gemotiveerd wees om te doen wat jy vra nie. Right, daar leer ek ook nou vandag iets van 'n lekker iets. Wat dit maak dit maar net van toepassing op myself. As ek iets lekker kry, dan voel ek ook maar net meer betrokke. Dis maar soos mense, ek meen jy gaan nou nie die hele liewe tyd droë toast eet nie. En ek het Saterdag toevallig by my papi klas 'n vrou gehad wat haar hond se pellets klas toe gebring het. Ek voel, waar kom jy vandaan? Die hond is nie gemotiveerd om dit wat hy elke liewe dag te eet, te kry as 'n beloning. Die mens moet, ek het dit nou baie mooier voorgestel. Maar dit moet iets baie lekker wees. So ek gebruik in die algemeen wat ons noem lewerbrood. Dis wat ons noem 'n hoë waarde treat, want daar's 'n groot vleisinhoud in. En die honde leer, en is sag, so die honde leer, jy kan baie vinnig die hond leer. Nou luister, ons het regtig ons tyd het weer uitgehard, maar Jy's jy daar nie so ernstig nie. Jy sien, dis hoekom ek dink ons gaan hierdie nou maar 'n vaste afspraak moet maak. Absoluut, Een keer 'n ja. maand moet jy kom kuier, Ja. want ek wil nog by jou hoor van die mispersepsies wat mense het O, daar's baie. onder opleiding kom en ek weet jy kan baie daaroor sê. Ja. Net vinnig, as mense bietjie in kontak met jou wil kom, waar kan hulle jou in die hande kry? Hulle kan gaan op die internet www.dogonthecouch.co.za en dan daar sal hulle alles kry. Ek is ook op Facebook, maar gaan website toe Dog on the Couch. Dit is nie 'n naam wat jy soms al vergeet nie. So. Glad nie. Jy kan soontoe gaan. Well, we'll have this lovely lady on the couch again hier by ons. Dan kan ons gaan kyk wat kan die hondjies doen. Nou ja, baie dankie Mignon, en as jy jou brakke by die huis meer toertjies wil leer, maak gerus 'n draai by Dog on the Couch om meer van hulle en by hulle uit te vind. Net hierna gesels ons verder, moenie weggaan nie, daar's nog finansies, musiek en sport. Lekker propvol oggend by Goeiemôre, good morning. Hallo daar.